So, die afkondings is dan maar net dat Sondagskool heropen weer die 18de. Dit is volgende Sondag, maar moet Sondagskool weer oop. Ons aanddienste gaan ook weer begin volgende Sondag die 18de om 6 uur. En dan die week daarna se Woensdag, die 21ste, is dit weer ons biduur. So kom ons kom saam, julle, ons het nou lekker vakansie gehou, agteroor gesit. Kom ons kom nou terug. Ons begin weer hierdie nuwe jaar saam met ons fokus op God. Ons geloof in hom. Die vers in Hebreërs sê geloof is 'n vaste vertroue. Dis nie 'n halwe vertroue nie. Dis 'n vaste vertroue in die een wat ek weet wat die Here Jesus Christus is. Die drie-enige God in wie ek glo. Hulle het dan net gesing, hy is die hoop, hy is die weg, die waarheid en hy is die lewe. En dit is in hom waarin ons gaan vashou hierdie jaar. Ons weet nie wat die jaar voor lê nie, ons hoef dit ook te weet nie. Solank ons weet wie is in ons môre, wie is in hierdie jaar, wie het vir ons al vooruit gegaan. Dit is die almagtige God. So laat ons fokus nie hou op ons wonder nie, maar dat ons fokus plaas op hom, die almagtige God. Die een wat hemel en aarde geskape het, die een wat in beheer is van ons môre. Kan ons gou ons oë toemaak? Almagtige God en hemelse Vader, Here, wie is ons as mens dat U in ons dink? Maar tog, Here, is die liefde so groot vir ons, dat niemand en niks ons kan skei van die liefde van God nie. En Here, dat ons sal vasstaan in die geloof, in the faith, Lord, in You. That our focus will stay just on You in this new year. Maar Vader, ons wil saam as 'n gemeente kom vanmôre, Here, die woord sê, roep my aan. Ons wil U aanroep, Here, U weet alles, Here, want U is alomteenwoordig, en U ken die nood daar buite, Here, die nood vir reën, Here. Lord, open the floodgates of heaven. Here, sal U vir ons die reën stuur wat nodig is, Abba Vader. Sal U met elkeen wees daar buite wat besig is met die brande, Here. Abba Vader, sal U die reddende regterhand uitsteek op so na hulle. Here, dankie vir 'n nuwe jaar waar ons kan instap, Here. Dankie dat ons weet, Here, U is ons God. Here, daar's niemand soos U. Ons wil U loof en ons wil U prys, Abba Vader. Here, sal U vandag ook as ek wees met die prediker, die woord op sy lippe, Here, dat U dit in harte sal vasplant vanmôre, Here, dat harte sal voorberei vir die woord wat uitgaan, vir die sang wat uitgaan. Mag dit 'n aangename geur vir U wees, Here, en dat ons hierdie jaar begin, Here, net met lofsang en aanbidding tot U, en weet, U is die groot, almagtige God. Daar is niemand soos U. Amen. Amen. In die volgende lied gaan ons ook ons offerande gee, sodat ons ons offerande bring met 'n blymoedige hart, so ons kan maar opstaan en dan maak ons reg op die Here se naam groot te maak. Amen. Yes.
Yeah.
geliefdes? Wat 'n wonderlike geleentheid om weer die lewende woord van God te hoor vanmôre. Maar voor ons daarby kom, het ons ook net nuwe lidmate wat ons graag wil voorstel. En ek wil vra dat Elien Theresa Rieder my hier na vore sal kom. Ek sien Rita en oom Louis de Klerk is nie vanmôre hier nie. Ons sal hulle op 'n volgende geleentheid dan voorstel. Maar Elien Theresa is maar so oud soos die meubels in hierdie kerk hoor. Maar hulle was nou vir 'n wyle by ons weg gewees en so het die Here hulle weer huis toe gebring. En ons is baie dankbaar om julle net weer amptelik te verwelkom en vir julle te sê, mag julle wortels skiet in hierdie gemeente en mag julle vrug dra tot eer van die Here. Ons weet julle dien die Here, ons weet julle is lief vir die Here, ons weet julle is groot gedoop, julle is wedergebore en sien ons uit om saam met julle hande te vat en net die Here se naam en alles te verheerlik. So ek wil die kerkraad opvra om net na vore te kom om hulle die regterhand van broederskap weer te gee, terwyl ek julle elkeen dan net ook terug welkom by ons. Ek gaan jou sommer ou terug gee. Welkom terug. Ons het geweet julle kom. Ons het geweet julle kom. As die kerkraad op net 'n geleentheid kan gee, baie dankie. So terwyl ek praat van die kerkraad, as julle nou luister na my, net asseblief vir my na die diens gou agterbly. Baie dankie. Halleluja, baie dankie. Julle kan maar gaan sit. En dan wil ek ook op die geleentheid net vir my ouers. Hulle is nou, julle weet my ouers woon in Skotland. En maar hulle is in Johannesburg. Nou hulle is so naby, maar tog so ver. Maar ek weet hulle is vanmôre ingeskakel. My broer het gesê hulle gaan nie kerk toe nie, hulle gaan aanlyn inskakel by ons. So Dad, Mom, welcome to our online service and may you also receive and may you be blessed in Jesus Christ's name. Ek bring ons vanmôre by die woord. En ek wil vra dat julle Bybel sal oopmaak by Romeine 10. Romeine 10. Ek is so opgewonde vanmôre. Wie het jou duiwel wil 'n mens wil hy geluk van jou afsteel deur dinge en goedjies en weet nie, ek wil net verklaar, Satan het geen vatplek op my geluk. Romeine 10, ons gaan nou so 'n stukkie daarvan lees van vers 1 tot vers 4. Hou jou Bybel dan oop, want ons gaan weer terug verwys na nog van daardie verse. Kom ons lees saam, Romeine 10 vers 1. Broeders, die verlange van my hart en die gebed wat ek tot God vir Israel doen, is tot hulle redding. Want ek getuig van hulle, dat hulle 'n ywer vir God het, maar sonder kennis. Want omdat hulle die geregtigheid van God nie ken nie, en hulle eie geregtigheid probeer oprig, het hulle aan die geregtigheid van God nie onderwerp nie. Want Christus is die einde van die wet, tot geregtigheid vir elkeen wat glo. Net tot sover, hou die Bybels oop daar. Die grondteks wat ek wil gebruik is Hebreërs 11 vers 1 wat sê, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Amen. Nou in die alledaagse spraakgebruik het die woord geloof 'n subtiele betekenisverandering ondergaan. En dis wat ek vanmôre by u wil tuisbring. Mense sal byvoorbeeld vra, wat se geloof is jy? Of hulle sal sê, wat is jou geloof? In die Engels sou hulle sê, to which faith do you belong? Nou, hiermee word dan dieselfde bedoel as aan watter religie behoort jy?
Dit is die eintlike woord wat gepas is in daardie vraag, is watse religie behoort jy aan? Nou vandag word hierdie twee woorde geloof en religie in die alledaagse spraak gebruik as dieselfde beskou. Dit word gesien as dieselfde woord. Daar word dan beweer dat daar bestaan verskillende gelowe op die aarde, soos die Christelike geloof, die Islam, die Hindoeïsme en noem hulle maar op. En op hierdie manier word die Christelike geloof dus op dieselfde vlak of in dieselfde lyn geplaas met hierdie ander religies op aarde. En een van die opsies dan wat mense kan kies. Klink dit nie vir jou net heeltemal verkeerd nie? Die geloof in Jesus Christus is nie 'n religie nie. Dis die enigste ware geloof. Ons gaan vanmôre kyk na wat is ware geloof. Maar ons gaan ons nie laat lei deur die algemene spraak gebruik nie. En ons moet oppas dat die wêreldse spraakgebruik nie ook ongemerk in ons gedagtes ingesmokkel word nie. Daarom gaan ek die woord religie gebruik in steede van geloof. Want ons het self ook al met ons eie voorwaardes aan redding gekoppel. Het ons nie? Ieder en elkeen van ons het al gesê, ja, Jesus Christus, maar ek moet dit ook verdien. Dis 'n Jesus plus verdienste, 'n Jesus plus goeie werke, 'n Jesus plus vroom lewe. Dis Jesus plus wette en verordeninge wat ons moet hou, sodat ons kan hemel toe gaan. Maar ek wil vir u sê, die Christelike geloof is nie 'n religie nie. Dis nie 'n versameling van 'n klomp gedagtes of opinies wat die mense gehuldig het nie. Die geloof is gefokus op 'n persoon. Dit is geloof in Jesus Christus alleen. Ingelyf as die woord wat vlees geword het. Ingelyf beteken dit, ingelyf as woord, verwys na Jesus Christus se gelykenis van die wynstok, waar die lote ingeplant word by die stam wat Jesus Christus is. Jesus Christus is die lewe. Jesus Christus is die ewige lewe. Hy is die woord. Ons hang aan sy lippe wanneer ons die woord van God lees. En as daar staan, die geloof is 'n vaste vertroue, ook dan is daar die vertroue nie 'n religieuse sisteem nie. Maar dit is die vertroue op 'n persoon, Jesus Christus. En geen religie bestaan so fokus op 'n persoon nie. Maar in ons geloof, in die enigste ware geloof, gaan dit net oor daardie persoon. Ewige lewe, oorwinning van die dood, is geen religie nie, of sogenaamde godsdiens nie. Dis 'n geskenk van een persoon aan 'n ander persoon. Dis 'n gratis geskenk, die ewige lewe. In die Islam word ewige lewe verwerf deur die individu self en deurdat hy bepaalde take en bepaalde pligte moet uitvoer, sodat hulle noem dit die 5 pilare van Islam, wat dan nagekom moet word, sodat hy na die paradys toe mag gaan. Daardie 5 pilare is, hy moet erken dat Allah God is, en dat Mohammed sy profeet is.
Hy moet bid, hy moet almoese gee, hy moet vas, en dan moet hy eenmaal in sy leeftyd 'n pelgrimstog na Mekka neem, waar hy dan voldoen aan hierdie 5 pilare van daardie geloofsoortuiging. Die ewige lewe is dus nie 'n geskenk nie, maar iets wat verwerf moet word. In Hindoeïsme word ewige lewe bereik deur al die verskillende gode te vereer en deur dit te doen wat hulle van jou verwag om te doen, of wat hulle verlang van mense om te doen, en dit nie te doen nie wat hulle verbied gedoen moet word. In Boeddhisme word verligting voorgestel. Is 'n soort ewige lewe of ewige geluk wat bereik word deur meditasie, om deur jou liggaamlike en mentale oefening en inspanning bo die gebrokenheid van hierdie wêreld uit te styg. En so kan mens aangaan met al die gelowe wat daar buite is, al die religies wat daar buite is. Want ek wil weer vir julle sê, daar is slegs een ware geloof. En dit is die geloof in Jesus Christus, ons saligmaker en verlosser. Jy sien, deur 'n vrome heilige lewe kan jy nie die ewige lewe verdien of bereik nie. Dis miskien wel 'n ywer vir God, soos Paulus dit hier in die Romeinse brief in vers 2 vir ons skryf, maar dit bring jou niks nie. In feite, en dit verduidelik Paulus ook in die Romeinse brief, in feite het die Jode van die geloof ook 'n religie gemaak. Jy sien, ja, want die Jode was baie ywerig geweest. Dikwels word die moslims ook voor die Christene ten voorbeeld gehou, omdat hulle so ywerig en toegewyd is aan hulle godsdienstige pligte wat daar is. Maar skryf Paulus aan die einde van die dag, waar dit die mens niks nie. Hy skryf ook hierdie religieuse Jode in vers 3, sê hy, hulle het hulle eie geregtigheid probeer oprig. En deur dit te doen, het hulle aan die geregtigheid van God nie onderwerp nie. Maar, en dit is die boodskap van die Romeinse brief van die Jode, hierdie geweldige inspanning is onvoldoende voor God. Dit voldoen by verre nog nie aan God se eise van geregtigheid nie. En dieselfde geld natuurlik ook vir al die ander religieë wat daar op aarde is. Hoe ywerig en toegewyd hulle ook al aan hulle religie is, soos die monnike in die Himalajas, of as ek dink aan die Dalai Lama, en hoe die Dalai Lama gelewe het, wil ek vir julle sê dat dit onvoldoende is aan God se eise van geregtigheid. Sedert die begin van die mens, het die mens 'n toring probeer bou na die hemele toe. En die Here het sy volk gewaarsku om nie daar dieselfde oordeelsfout te maak nie. Hy spreek hulle self toe in Deuteronomium 30. En ek lees vir Deuteronomium 30 sê, God is aan die woord. Want hierdie gebod wat ek jou vandag beveel, is vir jou nie swaar nie. En dit is nie ver nie. Dit is nie in die hemel nie, sodat jy moet sê, wie sal vir ons na die hemel opklim, en dit vir ons gaan haal, en ons dit laat hoor, dat ons dit kan doen. Die is ook nie oorkant die see nie, sodat jy moet sê, wie sal vir ons aan die oorkant van die see oorvaar, en dit vir ons gaan haal, en ons dit laat hoor, dat ons dit kan doen. Nee, maar naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart, om dit te doen. Prys die naam van die Here.
En ek wil net vir julle hier verduidelik, hierdie woord wat God as gebod vir sy volk gegee het, was nie 'n religieuse sisteem wat hy openbaar het, waardeur hy van sy volk verwag het om regie dit na te kom, sodat hulle dan in geregtigheid kon staan. Selfs om die ewige lewe daardeur te probeer verdien het nie. Hierdie gebod was nie, soos die Here self sê, ver van hulle af gewees nie. Nee, dit was eenvoudig net om die Here hulle God van harte lief te hê en om op hom te vertrou. Om in die verbond 'n liefdesband en 'n vertrouensband met jou saligmaker en verlosser te hê. Paulus haal hierdie selfde woorde aan in Romeine 10. En ek wil hê jy moet nou weer die Bybels nader trek. In vers 6 en 7 sê Paulus, moenie in jou hart sê, wie sal in die hemel opvaar, naamlik om Christus af te bring, of wie sal in die afgrond neerdal, naamlik om Christus uit die dode op te bring nie. Nee, inteendeel, naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van die geloof wat ons verkondig. En dan dat hierdie woord van die geloof dis nie op 'n religieuse stelsel wat Christus kom openbaar het nie, waardeur ons die ewige lewe kan verwerf nie. As ons in ons lewe soveel as moontlik kan doen, volgens daardie stelsel en gebooie, sodat ons die ewige lewe kan verdien. Nee, al wat gevra word, vers 9, lees jy in die Bybel, vers 9, as jy met jou mond die Here Jesus Christus bely, en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Amen. Prys die naam van die Here. Jy sal dus gered word van die dood. Jy sal die ewige lewe ontvang, enkel en alleen, omdat jy glo in die volbregte werk van Jesus Christus. Niks anders nie. As jy daarin glo en jy Jesus vra om jou ook van die dood te red, dan sal dit gebeur. So eenvoudig is dit. Daarom kon die moordenaar wat langs Jesus aan die kruis gehang het, daarom kon hy in daardie oomblik, toe hy Jesus Christus uitroep na hom, kon Jesus hom red en hom die ewige lewe skenk. Halleluja. En net so was dit die geval deur al die eeue heen. Tot op vandag vir my en vir jou, glo in Jesus Christus en jy sal gered word. Glo dat God hom gestuur het om alles te kom verwerf. Glo dat God hom gestuur het om alles te kom verdien wat verwag word, sodat ek en jy die ewige lewe deur hom kan verwerf. En daarom is die Christelike geloof nie 'n religie nie. Dit is die enigste ware geloof. Dit is geen menslike prestasie nie. Die Christelike geloof is 'n band. Dit is 'n verhouding met 'n persoon. En daardie persoon is Jesus Christus. Dit is om ingeplant te wees by Jesus Christus, wat die stok van die wingerd is, van die ewige lewe. In hom is daar lewe en lewe in oorvloed. Hierdie is die belangrikste, hierdie is die allerbelangrikste boodskap wat ooit van enige kansel af gepreek kan word. Die blye boodskap, die evangelie wat daar is in Jesus Christus. Die feit dat as jy glo, jy gered sal word. Het jy ware geloof in hierdie Jesus Christus?
Want as jy 'n oorgawe gemaak het aan 'n religieuse evangelie, wil ek vanmôre vir jou sê, is dit dalk waarom jy sukkel in jou geloofslewe. Is dit dalk waarom jy loop en val en jy jouself net nie kan vind as waardig genoeg in Christus Jesus nie. Jy sien, as jy in daardie religie geglo het van Jesus plus iets moet nog deur jouself gedoen word, dan het jy nog nie by die kruis uitgekom nie. Maar vanmôre kry ons opnuut 'n geleentheid om die waarheid te hoor. En dan in daardie waarheid, daardie besluit te maak of ons Christus Jesus as die enigste saligmaker en verlosser aanvaar. Vertrou jy enkel alleen op Jesus Christus? Vertrou jy 100% dat hy die enigste weg na die ewige lewe is? Vra dan vir God deur sy genade om daardie geskenk ook aan jou te gee. Enkel en alleen maak 'n beroep op dit wat Jesus Christus alreeds vir ons gedoen het. Hoe maklik is dit nie? Hoe eenvoudig, hoe gratis is daardie geskenk nie? Dis bloot vashou aan jou redder en middelaar, soos 'n Petrus vasgehou het aan Jesus Christus toe hy hom in die water uit optel. Ons is almal fabrieke van afgode produseer. Eiewyse gedagtes, eiewyse godsdienste om onsself te red. Veral ook om onsself te handhaaf natuurlik. Weet, ons moet daarom inpas. Maar aan die voete van die kruis hoef 'n mens niks te doen nie. Dit is daar waar ons genesing lê. Dit is in die vertroue op Jesus Christus, deur wie se wonde daar vir ons genesing gekom het, waarin daardie genesing lê. Nie in wie vir my die hande kom oplê en bid nie. Halleluja. Jy hoef net alles van hom te verwag. En dat hy aan daardie kruishout gehang het, dat hy gesterwe het, dat hy begrawe is, maar dat hy die dood oorwin het en opgestaan het, en heers vanuit die hemele aan die regterhand van God. Van waar ons weet dat hy weer sal kom, om die te kom haal wat aan hom behoort. Romeine 10 vers 11. Elkeen wat aan hom glo sal nie beskaam staan nie. Halleluja! Ek is 'n koningskind. Vers 13. Elkeen wat sy naam aanroep sal gered word. Nou geliefdes, kom ek verduidelik dit vir julle deur 'n eenvoudige illustrasie. Hierdie blye boodskap op hierdie volgende voorbeeld. Nou op 'n vel papier is daar twee kolomme. 'n Kolom vir die debieter en 'n kolom vir die krediteur. Nou op 'n vel, nou in elke ander religie word aan die einde van die dag gekyk wat se kolom is die grootste. Watter kolom wys die grootste bedrag? Is die krediete meer of is die debiete meer? Is die skulde meer of is die inkomste meer? En daarvolgens word in hierdie religie of religie word daar bepaal of jy hierdie paradys of gelukkige plek of plek kan of ewige lewe kan bekom. So sal hulle die moslim byvoorbeeld sal kyk, was die 5 pilare van Islam in sy lewe aanwesig en het hy daardie 5 dinge nagekom en dan sou hy kon paradys toe gaan. Maar weet jy, God, die Vader van Jesus Christus, daardie God, die enigste lewende God,
Sy genade is totaal van 'n ander orde. Hy het nie net sy wet geopenbaar sodat die mens deur die nakoming daarvan die ewige lewe kan verwerf nie. Hy het ook iemand gestuur, sy eie geliefde seun, wat vir ons daardie wet nagekom het. En nou kan ons die ewige lewe verwerf op grond van sy verdienste. Nou weer terug te kom by ons bladsy van krediete en debiete. Ons lewe lyk op die oomblik soos volg. 'n ellelange lys debiete, maar aan die krediete kant is daar niks. Dan as ons die Vader vra om ons te vergewe deur Jesus Christus se verdienste aan ons toe te reken, dan lyk die papier so 'n bietjie anders. Dan sien ons dat geen debiete hoegenaamd meer daarop is nie. Net die opmerking voldaan deur Christus. En 'n ellelange lys krediete. Maar dan behoort hierdie krediete aan Christus Jesus wat dit verwerf het. En dan staan daar onder aan die papier erfgenaam van die ewige lewe. Geliefdes, dit staan al klaar daar, die eerste dag wat jy hierdie geloofsoortuiging geneem het en Christus aangeneem het as verlosser, staan daar al reeds op daardie brief van jou, erfgenaam van die ewige lewe. Dit staan nie eers daar aan die einde van jou lewe, waarin ons nog ons bes probeer het om 'n vroom lewe te lei nie. Maar wat wel gebeur, hierdie is baie belangrik. Ek wil 'n stelling maak, baie kinders van die Here sukkel om in die geloof op te staan en te begin groei en te begin vrug dra. Baie kinders van die Here sal nie 'n woord vir jou hieroor sê nie, maar hulle dink dit in hulle menswees, hulle dink dit in hulle eie harte. Hulle sal wonder of die Gees van God in hulle woon. Hulle sal hulle self vra, hulle sal dalk in gebed tot God ook bid om te sê, maar Here, waarom dra ek nie vrug nie? Here, waarom het ek nie die gawes van die Heilige Gees nie? Dan wil ek 'n stelling maak en vanmôre vra, is dit dalk omrede jou oorgawe aan 'n religie was en nie 'n ware geloof nie? Was jou geloofoortuiging en hoe jy groot geword het en wat se omstandighede jy ook al hierdie evangelie gehoor het, was jy oortuig dat daar iets is wat jy nog moet doen? Want dan is jou oorgawe aan die verkeerde God gewees. En wanneer jy vir die waarheid 'n besluit maak, dat dit volbring is, dat Jesus Christus die prys betaal het, dat jou geloof, jou ewige bestemming, alles afhang van glo dat Jesus dit volbring het, dat in daardie stelling en oorgawe jy die Gees van God sal ontvang. Dankie Heilige Gees. Maar wat wel gebeur is dat Christus se Gees kom woon in jou. En die Gees, en deur die Gees leer ons nou self om ook goeie werke te doen. Hy leer ons nou 'n toegewyde lewe lei volgens sy gebooie. Maar ons bly nie op hierdie skool danksy ons prestasies nie, maar omdat Christus ons skoolgeld betaal het. Die skool wat ons voorberei op die ewige lewe wat kom. Hierdie goeie werke wat ons in hierdie skool met val en opstaan begin doen, is egter nie bydraend tot jou saligheid. In Christus Jesus alleen lê jou saligheid. Soos ek genoem het, reeds vanaf die begin, voordat ons nog enige goeie werk gedoen het,
het al reeds onderaan daardie papier gestaan, erfgenaam van die ewige lewe. En dan moet ons ook eerlik erken, dat hierdie krediete wat ek op Christus se skool leer verwerf, nie my eie prestasie is nie, maar die vrug van die Gees se werk in my lewe. Aan hom kom toe al die lof, al die eer. Ons kan alleen roem in Christus Jesus. Maar die vraag wat ons moet beantwoord is, weet ek dat ek 'n kind van God is? Weet ek dat ek 'n kind van God is? Is ek oortuig dat ek in sy seun Jesus Christus glo? En daarin lê jou saligheid. Dit wil sê, glo ek vas dat hy al my sondes vergewe. Glo ek vas dat sy verdienste vir my die ewige lewe verwerf. Gooi weg daardie religie wat sê, jy moet, en jy mag nie, en jy kan nie. In Christus Jesus is ons vry. Maar in hierdie skool tot die ewige lewe sal die Heilige Gees jou oortuig, sal die Heilige Gees jou help, en sal jy tot eer van die Here die regte dinge doen. Dis die wese van geloof. Deur die waarheid, wat die woord is, leer mense hulle God ken, leer hulle hom lief hê, en leer hulle om op hom alleen te vertrou. So gemeente, as julle vervolgens in die skool van Jesus, waar die Gees jou leermeester is, in hierdie week gaan en goeie dade doen, en jou beste doen ten opsigte van God se voorstelle en wette, doen dit vanuit hierdie vertrekpunt. In Christus het ek reeds alles, en ek hoef selfs niks meer te doen om by my saligheid by te dra. Maar gaan doen dit tot eer van die Here. As die Here wil, gaan ek volgende week met die gesels oor meer geloof. Wat meer het ons nodig as hierdie geloof? Maar daar is iets. Jy sien, deur ons doen en late, deur ons getuienisse, kom ander mense tot bekering. Daarom wil ek volgende week met die gesels oor meer geloof, Here. Gee my meer geloof. Dan en slegs dan is jou godsdienstige lewe aanvaarbaar voor God. Ek wil vanmôre die uitnodiging maak. En as jy nie seker was of jou oorgawe opreg was, vanmôre het ons die waarheid gehoor. Vanmôre weet ons dat as ek glo, Jesus Christus het die prys betaal, as ek glo, hy het opgestaan uit die dood, hy het opgevaar na die hemel en hy gaan weer terugkom. As ek vanmôre dit glo en ek tot God uitroep vir daardie genade, vir daardie geskenk, dan is God getrou en sal dit vir ons gee. So ek wil vra dat as jy weer daardie oorgawe vanmôre wil maak op die waarheid, dat jy saam my sal opstaan asseblief. So as jy vanmôre nog nie seker was dat jy die ewige lewe gehad het nie, en jy nou deur die waarheid te hoor besluit, Here, ek glo dit, dan kan jy vanmôre saam met my staan, en dan gaan ek afsluit met gebed. Die musikante kan vir my na vore kom. Halleluja, kom ons sit net so, en ons buig ons hoofde. Liewe Here, ek dank U vir U lewende woord. Ek dank U, Here, dat ons kan weet dat U ons so lief gehad het, dat U U enigste seun gestuur het, om aan daardie kruishout te kom sterwe. Maar ons glo dat U hom uit die dood uit opgewek het, en dat hy lewe, Here,
dat hy opgevaar het en sit aan die regterhand. En dat die wat daarin glo, die ewige lewe kan hê, Here. Kom in al u volheid en in al u genade en vergewe ons vir al ons religieuse voorwaardes wat ons in ons gedagtes het, Here. Val daar die planne van redding wat ons self vir onsself probeer maak en vergewe ons van alle ongeregtigheid. Here, ons aanvaar Jesus Christus as saligmaker en verlosser. En daarom weet ons, Here, sê u woord, as ons in Jesus Christus glo, het ons die ewige lewe. En ons wil U net vanmôre loof en prys en dank daarvoor. Kom in u volheid en in u krag. Kom deur die Heilige Gees en vul ons, Here. En gee dat ons u naam in alles sal verheerlik. Dis my gebed in Jesus kosbare naam. Amen. Amen. Ek sluit af sodra ons uitgesing het. Amen. Vir die liefdes kom ons staan saam en dan gaan ons sing. Kom laat ons sing tot eer van die Heer. Kom laat ons sing en hom nou vereer. Jesus Christus weet in my hart. Halleluja, kom ons sing saam. Kom laat ons sing. Mag die genade van God, die liefde van ons Here Jesus Christus en die leiding van die Heilige Gees met elkeen van u wees. Amen.